Alicia, ek moet vir jou sê, ek en Karina het volgende verloof geraak. Dis 'n bietjie vinnig. Kom. Ek het haar lief. Een van ons vroegste dramareekse, Belade vir 'n Enkeling, het 25 jaar gelede televisiekykers aangegryp. Dele van die storie is in die omstreke van die Mount Grace Country House and Spa hier in die Magaliesberg area geskied. Dit was ook 'n besonderse reeks en gelaai met emosie dat vandag, jare later, is dit nog steeds vasgevang diep in 'n ou se hart. En ek het die voorreg om saam met een van TV se onvergeetlikste persoonlikhede te kuier. En ons was toch so mooi en aantreklik. Kyk, julle was absoluut die helde van daardie era. Maar Gavin, hoe voel dit om nou 25 jaar later weer na die reeks te kyk? Daar is so baie wat 'n mens onthou wat jy nooit sal vergeet nie. Daai kommunikasie tussen almal. Ek, Selma, Henry, Alwyn was ongelooflik. Ons is so in ons karakters dat ons net kommunikeer. Jy dink nie eers nie, dit kom outomaties. En vir my persoonlik was dit so 'n belangrike tyd in my loopbaan en die eer te hê om so 'n tipe karakter te speel en jouself so te kan inleef in die karakter dat jy sit en skryf elke aand in plaas van Joel. Maar jy het nie net altyd die rol van die liefling vertolk nie, jy het ook die anti-held gespeel soos in Mewlanders. Hoe het jy daai rol benader? Ons het almal donker plekke en geheime en dus kry hulle lewe. Hoorie, ek het so 600 van die lewendige rooi koekies. Stel jy belang? Seker ondermaat. Ek soekie van daai in die skala. Jy kan my kragtig nie nou drop nie, man. Sê wat? Ek maak 'n randstuk. Ek het al baie gelees dat jy eintlik baie respek vir jou mede-akteurs het. Wat het jy wel geleer? Ek moet vir jou sê, ek dink nie daar's een akteur saam met wie ek al gespeel het, met wie ek nie 'n goeie kommunikasie gehad het nie. Ek meen Alwyn, Selma, met Henry, André Roodman, Sandra Prinsloo, Wilna Snyman. Ek dink die belangrikste ding wat ek by daai mense geleer het, is tegniek, emosionele uitdrukking. Dit is alles te doen met jou asemhaling, met jou gedagtes wat jy dink. Jy moet dink wat die karakter dink. Gavin was beslis een van die helde van die vroeë blomtyd van Afrikaanse televisiereekse. Nog van sy groot rolle was in onder andere Nie vanweë die duisternis, 1945, Arende en Amalia, wat tans weer uitgesaai word. Hy het 'n hele paar Artes-nominasies agter sy naam en sê daar is nog baie rolle in hom oor. Gavin, as jy nie akteur geword het nie, wat sou jy met jou lewe gedoen het? Ek wou 'n veearts gewees het of 'n onderwyser. Ek wou regtig geswat het. Maar ek het modelwerk gedoen, oorsee, Israel veral, en ek het dit regtig geniet, dit was goeie werk. En jy was baie goed betaal daarvoor. Wel, met al die dinge wat ek gedoen het en al die reis wat ek nog wil doen, sal ek definitief nog steeds 'n akteur gewees het, want my passie is daarin. Ek kry die indruk dat as 'n akteur 'n suksesvolle loopbaan in Suid-Afrika wil hê, moet hulle 'n permanente rol in 'n sepie kry. Maar jy het nie daai roete gevolg nie. Ek was in die Goli en ek was in Sewende Laan. Ek geniet nie die tegniek nie. Ek is mal oor die mense. Maar dit is heeltemal 'n ander tegniek as teaterwerk. Ek hou van teaterwerk. Ek hou van filmwerk op lokasie. Kyk, daar's 'n foto, my eerste play. Ek is die prins. En hierdie is die play wat in Bramilda en jullie in Londen toe was. Killing Time. En ek is mal oor die Nijinsky. Sy 1 uur en 'n half alleen. Jy speel 9 karakters, 5 vrouens. Jy dans. Ag, ek het so baie goeie herinneringe van daai dae, veral die Shakespeare's, 10 Shakespeare's. Wel, nog iets wat natuurlik 'n gevoel van nostalgie aanwakker is, 'n geur of 'n reuk. So ek dink ons moet 'n draai maak in die kombuis. Gavin het versot geraak op seekos tydens vervulling van die TV-reeks Mewlanders. Maar soos genoem is theater ook 'n hartsliefde. Behalwe die Shakespeare's was nog hoogtepunte Kringe in 'n bos en Elke duim 'n koning wat met 'n KAK&K kanna bekroon is. Dit is fantasties. Wat is dit? Dis 'n waterzooi, 'n Belgiese visstew. Die main ingredients is salmon, kingklip, scallops, skilpvis en calamari. En ons gaan alles in een pot kook, so maak dit baie maklik. Maar as jy alles in een pot gooi, word dit gelyktydig gaar. Nee, ons gaan met die harde vis eers begin en ons sal met die calamari laaste insit. Eers gaan ons met die eie begin, bietjie botter en olie. Jy kan dit braai net sodat die eie begin deurskyn en draag. Dan kan jy 'n knoffel insit. Braai die knoffel net sodat dit bietjie bruinerig word. Dan vat ek my harde vis. Ons gaan dit eers insit die kingklip, bietjie stoom 2 of 3 minute, dan gaan ons die salmon insit.
nog so 1 of 2 minute. Ons gaan die aardappels dan insit want hulle is die hardste. Hulle moet deurkook. Dan kan jy jou wit wyn insit. Net genoeg om die onderste gedeelte van die pan nat te maak. Dan gaan ons al die skilpvis insit. So 5 minute vanaf vir die vis en die aardappels insit tot by die einde. En dan die visroom. Die smaakvolle toevoegsel wat die Belgiese visgereg perfek afrond, is 'n mengsel van visaftreksel, room en botter. Kyk, ek spreek om te smelt langs hierdie plaat. Maar Gavin, gelukkig is jy 'n man wat daaraan gewoond is om te werk in ekstreme omstandighede, soos in Nieuwlanders. Nieuwlanders was bitter koud. Maar in Arendal, Pofadder en in Loederts, langs die Oranje rivier, daar kan jy nie glo nie. En toe daai rivier afkom en almal word weggespoel, dis ook ekstreem. Moes inspring om die osse te red, om die mense te red, never mind. Terwyl hulle tafel toe staan, loer ons gou na nog 'n uittreksel uit Belade vir 'n enkeling, waar Alwyn van der Merwe saam met Gavin speel. Vir die jongeres onder ons, hopelik het julle die reeks geniet toe dit onlangs weer uitgesaai is. Om die terugblik op Gavin se rolle en suksesvolle Afrikaanse reekse uit die vroeë tyd van televisie ten volle te waardeer, het Paul vir Alwyn genooi om hier by Mount Grace Country House by hulle aan te sluit. Alwyn was ook in Kuldesak, die Mannheim Sage en Sonkring. Vir Alwyn is al meer as 2 dekades sedert Belade vir 'n enkeling. Waarmee hou jy jouself die eerste besig? Sedert ek uit die bedryf het as sulks is, het ek myself besig gehou in die besigheidsbedryf. Ek het maar op 'n beskeie manier sistematies myself opgewerk in die besigheidsbedryf en ek dink dit is iets wat my regtig bevrediging gee. Hoekom het jy die drama wêreld verlaat? Ek is baie lief daarvoor en ek het 'n passie gehad daarvoor, maar met die gevolg is ek as akteur kon myself nooit ek was altyd hiperkrities oor my eie werk gewees. Met die gevolg is ek moes op 'n stadium kom en vir my iets vind waarin ek regtig myself kan uitleef en gelukkig is. En ek dink ek vind dit in die besigheidswêreld. Julle karakters was natuurlik vriende gewees, maar was julle ook vriende agter die skerms? Jy kan nie help om vriende te wees nie, want daar is so groot vertroue in mekaar. Opstel. Weet jy, ja, ek moet by hom aansluit, ja. Baie keer wat gebeur is, jy as akteurs of meer spelers hoef regtig nie te gaan sosialiseer met mekaar om vriende nie. Daar's 'n special band wat ontwikkel as gevolg van die karakters. Ek het baie respek vir hom gehad. Ek het pas uit die universiteit het gekom en ek het letterlik die eerste werk saam met hom begin doen. En ek moet sê, ek was, jy weet, 'n tipe van starstruck. Jy's baie nervous en jy kyk op met respek vir hierdie akteurs. En hy het alles gehad wat ek graag wou gehad het. Hy het die looks gehad, hy het die stem gehad, hy het die talent. Jy weet, hy het al hierdie goed. Wel, dankie. I owe you. Gavin, wat is dit van toneelspel wat hier tot jou spreek? Jy verryk jou siel. Jou kommunikasie met mense is seker die belangrikste ding op aarde. Dis respek vir hulle en hulle respek vir jou. Dis waarvoor jy werk in die lewe. Gavin is tans besig met die produksie By Ma JP, waarvan Margriet Meyer-Rudenbeck die spelleiding behartig. Dit is 'n humoristiese eenmanstuk van 'n man wat elke jaar aan sy oorlede ma 'n brief op haar verjaardag stuur. Hy beplan om vanjaar daarmee te toer. Dat is my so onwerklike ervaring. Om 'n dag deur te bring saam met hierdie ikoniese figuur uit jou kinderdae is dan baie spesiaal. Maar wat ek besef het is dat hoewel daardie era van televisie dalk verby is, sal die karakters en die stories altyd by ons bly. Goed gestel, Paul. Mag al hierdie wonderlike ou reekse weer 'n slag uitgesaai word of op DVD beskikbaar gestel word, sodat ons dit as deel van ons geskiedenis op ons rakke en in ons geheues kan bære. En wie weet, dalk inspireer dit 'n nuwe oplewing in Afrikaanse televisiedramas.